God. Ons kom met die afskeidsbegrafnis van ons gemeentelid, ons vader, ons oupa, oom Janemias. Ons vra u, die aangaan van hierdie kerk, om Janie te seën, en die Here vir hom die ewige lewe gee, en ons vra vir die Here om hierdie heilige mis en die diens te seën vir al sy kinders en kleinkinders en familie. Please stand. Great is thy faithfulness.
In 'n oomblik van stilte, dat eer ek bid vir die Mias familie. Ons vra God, die Almagtige Vader, en wie se beeld ons geskapen is, om vir ons in hierdie diens geestelik te ondersteun en ook vir ons die geestelike krag gee om Jannie aan God toe te vertrou. Laat ons bid. Here God, Almagtige Vader, en die kruis vir ons 'n teken van krag gemaak. En die sakramente van die opstanding van die Seun word ons vir die toegerei. Nadat U ons broer, oom Jannie Mias, van hierdie vergankelijke lewe bevry. Gee dat oom Jannie by U Heiliges op verneem mag word. Ons Vader, die ons Heer Jesus Christus die Seun, dat met U Heilige Gees lewens gee, Heer God, tot in ewigheid. Amen. Die gemeente kan sê. Die Here God sal die dood vergiftig. Op hierdie weg kan die Here die Almagtige 'n feesmaal gereed maak vir al die volke. 'n Feesmaal met die beste om te eet en te drink. Goeie kos en geurende wyn. Op hierdie weg sal hy die doek verwyder. Die doek wat oor al die volke gegooi was, waarby al die nasies toegemaak was. Hier sal die Here God die dood vir ewig vernietig en die trane op almal se gesigte afvee oor die hele aarde. Sal hy die smaad verwyder wat sy volk aangedoen is. Die Here het dit gesê. Wanneer dit gebeur, sal elkeen sê, kyk daar, dit is ons God. Ons het op hom vertrou. Hy het ons gered. Dit is die Here. Ons het op hom vertrou. Laat ons bly wees en juig, omdat hy ons gered het. Dit is die woord van die Here. Weer Psalm. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my in vars groen weivelde uitrus. Na rustige waters lei hy my heen. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy vermaak my lewe en stuur my voete in die regte pad, soos dit hom geval. Al gaan ek deur 'n kloof, so donker soos die dood, geen gevaar sal ek vrees nie, want U is by my. U stok en U herderstaf moedig my aan. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. U berei vir my 'n feestafel voor, terwyl my teestanders slegs kan toekyk. Met kosbare reepolie salf U my kop en skud my beker tot oorlopends te vol. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. U goedheid en liefde sal my lewenslang bybring, en ek sal vir altyd in U tempel woon, o Here. Psalm. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Skriflesing, 'n voorlesing uit Job. Ek
en niemand anders nie. Ek smag daarna met my hele lewe. Dit is die woord van die Here. Mag die Here met u wees. Voorlesing in die Evangelie volgens Johannes. In die huis van mijn Vader is daar bij een woonplek. Jezus heeft vir sy disciples gesê, julle moet nie ontstel wees nie, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar by 'n woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan nie vir julle plek gereed te maak nie, en as ek gegaan het, en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is, en julle ken die weg na die plek waarheen ek ga. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalve deur my. Dit is die evangelie van die Here. Die gemeente. As beleidende Christene kom u en ek vanoggend in hierdie kerk byeen om ons laaste respek te toon aan 'n mede-Christen. Ons is hier vergader van verskillende denominasies, maar die maatstaf van ons geloof is die Bybel. As beleidende Christene glo en bely ons en interpreteer ons die Bybel volgens God se skepingsplan. Ons lees in die eerste boek van Genesis dat elkeen van ons in die beeld van God geskape is. En wat God geskape het, was goed. En daarom as beleidende Christene het ons in ons Christelike liturgie 'n begrafnisliturgie uitgewerk, want ons glo dat ons lewe op aarde, wanneer dit voltooi is, tot 'n einde kom, is 'n voorwaartse reis na die koninkryk van God. Ons is op 'n geestelike pad van die dag wanneer ons ouers ons bring na die kerk om aan die heilige enige God gedoop te word, God die Vader, Seun en Heilige Gees, en ons ouers konsekreer ons aan God deur die charisma van die olies, waar die predikante, die dienaars van God gebruik. Maar daar is een bepalende teologiese factor wat deurlopend in ons lewens is. Dat ons op 'n geestelike pad is na die koninkryk van God. Ons vier Paasfees. Gister het ons Goeie Vrydag gevier. Jesus Christus het op die kruis van Golgotha gesterf. En baie Christene vra, wat is die betekenis van Goeie Vrydag dat dit 2000 jaar gebeur? As beleidende Christene roep Goeie Vrydag ons tot nadenke, tot bepeinsing
oor die kruisiging van Jesus Christus. In die Heilige Bybel word ons geleer dat God sy Seun, Jesus Christus, na die aarde gestuur het vir die verlossing en vir die redemption van die mens. En binne in ons skepingsplan hanker ons altyd na God. Daar's altyd 'n diep soeke na die God in wie se beeld ons geskaap het. Maar God het vir u en vir my 'n goddelike talent gegee. 'n Talent om sy koninkryk op te bou. As ons dieper kyk na die Paasgeheimenis, vier ons môre die opstanding van Jesus Christus. En ons leer dat Jesus die dood oorwin het. Yes. En daardie oorwinning kan ons alleenlik in ons lewens ervaar as ons aanvaar dat die bloed wat Jesus Christus vir ons uitgestort het op Goeie Vrydag, sy kruisdood op Golgotha, daardie bloed wat hy gestort het, daardie lyding wat hy deurgegaan het, was een vir my skoon van die erfsondes van Adam en Eva. Ons word weer nuut gemaak deur die bloed van Jesus Christus. Ons word skoon gewas deur die sakrament van die doop. Want die doop is 'n reiniging. En vandag, net soos oom Jannie se ouers hom as 'n kind dat die kerk gebring het om gedoop te word, die sakramente van die heilige Eucharistie, die nagmaal en konfirmasie op die vormsel ontvang het, bring sy kinders hom vandag terug na die kerk om te sê dankie. Oom Jannie het 'n goeie lewe gelei. So jy kan sien die teologiese interpretasie van Goeie Vrydag. Alles wat God geskape het, was goed. Yes. En daarom is hierdie kerk vandag vol. Want oom Jannie was 'n goeie mens. En sy weerspieëling van sy karakter en sy integriteit gee vir ons vandag die antwoord dat God met ons is. Dat God 'n lewende God is. 'n God wat sien, 'n God wat hoor, en 'n God wat ons gebede beantwoord. En daarom sê die Christelike geloof, ons kom tot inkeer, tot bekering, wanneer elkeen van ons oor ons lewens nadink. Ons het twee nature, die goeie en die slegte. We can distinguish between good and bad. We can make distinctions to follow Jesus Christ, or we can reject Jesus Christ. And this morning, we celebrate the life of oom Jannie, because he was a man of faith, a man of great dignity, a man of character, a man who provided for his family. And so in this holy church, where we gather every Saturday, in our different churches, on Sundays in our different churches, we direct our eyes and our prayers to God, a God who sees and who answers our prayers. Yes. So in the deep of our intimate relationship with God, we have the inner voice,
And we can all witness to our conscience where Jesus talks to us, He relates to us, He assists us, He calls us to conversion, maar ons moet die besluit neem. Een ek. Ons het alleen in hierdie wêreld gekom by die geboorte van ons lewens. En ons keer terug alleen na God se koninkryk. Laat die uitvaart van oom Jannie vanoggend vir u en vir my tot nader denke bring aan die 10 gebooie, aan die bergpredikasie, maar ook die grootste gebod in die Bybel. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En vandag sien ons die getuienis van oom Jannie se lewe, dat hierdie kerk is groot. Hy het die liefde van God uitgestraal. Hy het die liefde van God bekend gemaak. En onthou altyd, moet nooit die katekese vergeet van ons ouers. Ma het ons geleer in die huis. Ons noem het in ons breintaal maniere. Dit leer ons in die huis. Ja. Ons as kerkleiers, pastore, dominees, vaders, ons is net die tussenganger tussen God en sy volk. Ons lei u net op die geestelike pad. Maar die morele waardes wat u en ek in ons lewens uitlewe, kom van ma en pa. Yes. Ons hoor baie dinge. Hy het gekom uit 'n goeie huis uit. Sy ma en sy pa was godvreesende Christene. En daardie getuienis word al hoe meer duideliker vir my in my 30 jaar as predikant, dat ons geloof word gevorm in ons huis. Ek wil afsluit deur die volgende woorde. Wat is 'n huis sonder 'n moeder? En almal van ons kan vandag terugdink. Ons paans het gewerk, maar dit was ma wat ons geleer het. Hulle was huisvrouens, hulle het ons geleer in die Christelike geloof. Laat oom Jannie se dood vandag vir u en vir my nader bring aan God, dat u en ek elke Sondag na ons kerke gaan, as beleidende Christene, is die maatstaf die Bybel. Ons maak almal ons oë toe wanneer ons bid. Ons bid almal tot God, die almagtige Vader, skepper van hemel en aarde. Ons almal as Christene glo in die doop. Ons almal as beleidende Christene onderhou die grootste gebod. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Laat ons nou in 'n oomblik kan stilte bid. En ons bid vir die Meas familie vandag, Here, wat hulle pa, hulle oupa, met groot liefde en waardigheid uit hierdie kerk begrawe. Op sy sterfbed was sy kinders en kleinkinders teenwoordig. Oom Jannie het 3 tot 4 keer die laaste oorlesing ontvang. 'n Getuienis hoe hy sy kinders in die Christelike geloof opgegroei het en groot gemaak het. Ons bid
U veral sy kleinkinders sal seën. Dat hulle oupa verloor, as ook sy vriende, wat vandag gekom het, om dankie te sê vir God, vir die lewe wat hy gegee het aan hom. Ons almal staan. Onze Vader, als beredene christenen, komt ons vanochtend om Jannie te begraven uit die heilige kerk. Ons dank u voor al die zegeningen dat u uitgestort heeft in Jannie's leven. Laat ons bid. Dat U verhoor ons. Ons bid vandag vir sy kinders, sy kleinkinders, en familielede en vriende, wat vandag gekom het om afskeid te neem van 'n uitnemende mens. Oom Jannie het opgegroei in die katholieke geloof. Hy het sy medemens liefgehad. Laat ons bid. Ons bid U verhoor ons. Ons bid vandag vir al die medici wat omgesien het na Oom Jannie. Met groot deernis, met groot professionalisme, het hulle hom medies ondersteun. En hy het hom opgedra tot die beste van hulle vermoë. En ons dank die Here vandag vir ons mediese professionalism wat hulle getoon het teenoor Oom Jannie. Laat ons bid. Ons bid U verhoor ons. God onze Vader, ons dank vir die begrafenisondernemers dat met groot waardigheid en liefde die Meas familie ondersteun. Ons vra dit deur Christus onze Here. Ons sing die gesang, ons noem hom zalig maak.
and we need a God. Your memory will stay guiding us to Easter. The love we claim so pure will love on and endure. In every smile, every tear, we feel you always near. Your journey may be done, but your light still shines on. In the stars, in the trees, we'll find you in the breeze. Rest now in peace so deep, where the angels shake the sleep. But know this, we will be a part of you, that we are. Farewell for now, dear Papa, but love like ours will never end. Amen. Sono Liam Hafti. To stay in my arms.
Liam, well done. Sure. That is awesome. As vir die woorde wat u vir ons gegee het, you know, it was touching. I must say, I was moved with your words that you just gave to us. It is for me standing here indeed a wonderful privilege. To my cousins, Johnny, Clovis, the way that you stood together, Wendy, the mere fact that you put your dad on your medical aid speaks volumes. It's me you're running around at times, in even breaking the rules in going with your uniform to the hospital. Maxwell Cameron, die tyd toe hy gebly het by julle. I know it must have been very difficult and hard, especially for your children. And I know how he was so looking forward to come and visit you just once again, because I was fully informed of a trip being organized to your house. And then to the two people who treated him like a king, who looked after him, Malcolm and Paul. It's not a wonder that your name, Fanny, jy het nooit gehou van die naam. Maar ek weet jou pa en almal se name opgegee. En omdat jy die oudste gewees het, en die oudste is, Fanny moved in with Fanny. And this morning I stand here and I ask myself this question: how do I do this? How do I do this? In looking at a jar and a container of a person that poured his life out to so many. Live a good life, left a legacy, build not just many houses, many places, but build beautiful foundations and memories. Created them. Can I just say this to you? I even felt it. No, this container is not empty of John, Johnny, Mias. It's not empty, it is more that we need to gain from him, but he poured it out. I asked myself, how do I do this tribute? This morning I was moved. Lo and behold, as I resonated, as I pondered on this, I must submit that 4 years ago at a funeral, at the graveyard, he called me and says, "Jy nog 'n paar woordjies te hou van my." And I thought, I'm not going to do it. I'm not going to do it. And this, I did it at his 80th birthday. I told him exactly the impact that this man made, the influence. So yeah, we all know him. Johnny. Pleasantly surprised, his first name is Jay, not knowing that it was J.J. Bowen.
So allow me just to give a few things and a few attributes that I need to Erasmus. Born in a family of, I think, 11 children, to Gabriel and to Maria, was die oudste gewees. En Cassila almal het groot respek vir die man gehad. As hy gepraat het, dan weet hulle, Suster Sabine, ons oudste Boeta praat nou en dis klaar. He was the eldest, lived in Rosemont, gewerk by die Bosveld, en sy mens op transport, kyk jy, sy mens op transport het in die Bosveld, hy het daar van Sarsveld gery en op ons weet, hy kan ek gesê 2 mens op transport, sy bicycle en sy kar. Kyk, sy bicycle, ek dink, dis hy verdien ook gehoor. Hy verdien sommige seker gelif op die bicycle, en toe gooi hy val hy seker op die bicycle, en toe propose hy sommer. Maar kyk, ek weet, hy was op, maar hy het sommer swart. Die nou moet hy nie trouw, en sy voor die ander sy, want sy geval, sy nie daar, en die dan sê, ach, Heere, want die man het sê, ja, he was, you know, if you look at the meaning of John, it speaks of being fruitful, being productive, and being gracious and having favor. En ek dink toe Here ons waar, iemand was nogal productive, hy was nogal fruitful as 'n gevaarlike man geweest, want ek hoop hy dat 10 kinders gekom het. Nee, 10 kinders nie. Daar was 10. So julle wat getroud is in die meesfamilie, waar skop dit wag nie. Wees versigtig dat daar as gevaarlike so 10. Wat die man was fruitful, hy was productive op alle vlakke. Of het nou op die gebou gewees het, of het nou waar gewees het, he was always productive and fruitful. Now I'm going to just quickly give you a few things. So hy laat natuurlijk van sy kinders. Dit was nie 10 kinders nie, maar kan nou die Marilyns, die Donalds en die Vivians en die Neville en Warren en die Rose en die John en Lena Terrell en Serenay en allemaal van ons was deel van die. There was always space. Daar was altyd space. Daar was altyd, Rita, daar was altyd, ek ken maar al julle naam nie, dis verbaas. Daar was altyd space vir een. Wonderlik, daar was altyd space vir een wat ons van hier krieke lees, nou nie daar met jy, joh. As ek so daar op met net, maar kan maar staan, ek het sê, manne, kom ons gaan 'n bietjie. Hy het ons uitgevat oral. Hy het ons op beats yesterday, maar kyk, jy het nog nie gehoor, jy het geweet, hy bakkie gaat vol kinders wees, ons gaan nou beats toe. Die was 'n legend gewees, man. Die was soos ons sal sê, 'n groot gees, 'n groot boom gewees. En hy was net 'n groot boom, maar ek is ook na die groot boom toe gevat. Maar ons is kinders kan ons nie, dan sê ek ons stap die kinders met haar so rondom die groot boom vergader en die hande vashou. Joh, hy was lekker gewees. Hy had ook selfs sy goeie vriendin, Vivian Sheldon en die 3 beautiful dogters en sy 2 klein kinders. Weet wat was my so mooi gewees? Ja, die man was old school, maar ook in 'n moderne society gelewe. Hy het nie although he was old, but he operated like a modern guy. So here is 80th birthday surprise vir ons almal. Hy sê, it's 80th birthday. Sê die man die woorde, maar die Here sê so vir my so. Ek kan nie vir julle sê, as 80. Kyk jy, ek so unieke manier gehad om iets vir te kan gesê, dat ek so unieke way gehad. As ek is 80, maar ek nog nie koud hier. Ek kan my sien. Ek is verlief op haar. Ons madam moet by hier neer. En ek geglo aan geleerdheid. Hy stoet with education. Hy het ons gemotiveer. Eerder moet hy al sy kinders en sy kleinkinders geleer het. So jy wat die install confidence en determination. Hy het vir hulle gesê, kyk hier sommer julle kan dit doen, julle moet dit doen. Hy was die pilaar. Hy het die veldstaan vir ons, sorry vir ek weet wat julle het ons niks gehad het hy ons in gebring. Hy het van almal geleer bou.
vertel het, hè? Hy het 8 klein kinders, wat toe ook, jy het nog 2 broers oor en 3 susters. Ek het nog 3 susters het jy nog oor, en dan weet ons ook selfs, hy het opgegroei in Roospoor, en man hierdie man was net alleen volle man gewees. Ek net een way gehad om een waai te kan gekreet het. Die man is nie verpaard, hy was nie voor te gedraaid het man. Maar jy moet sy 30ste verjaar staan. Hier een man, wat jy beweer, toe skit die man nog sy buskit, toe skit die man nog aan die voorbeeld. Hy maak het nog so, hy kon een waai geskip het, en een atmosfeer kon gekreet het, en vir hom en vir dit is soos in een dankbaar en blij. So, our dear beloved Papa, our dear G-man, our dear old man, our dear father, grandfather, uncle, brother, we salute you. It is for this that I would like to leave you and to say and give my last tribute. The journey that he was a joyous person. He took us on a beautiful journey. He was an amazing person. He attracted so many to him. He was the end. He never, ever give up. He never, ever believed you never give up. He was new and authentic. He was influential. He impacted so many people from PE and they sitting here, from Cape Town, everywhere. He was an easy person. He was an entrepreneur back then in the apartheid years. Started his own business. Uncle Johnny, Uncle G-Man, we salute you. Yes. Until we meet again. Totsiens. Sweet anointing, flowing down to make me clean like the mighty sweet, so sweet. Pouring down and wine all over me. Just a touch of the hand of the precious Jesus. Dipped into the oil of the Holy Ghost. It will soon all my Today, on behalf of our entire family, I would like to say thank you. Ons harte is zwaar, maar ook vol dankbaarheid voor het leven, wat zoveel voor zoveel mensen betekent. My grandfather was a wonderful husband and father, a devoted grandfather and great-grandfather, a caring brother, and a friend to all, someone who made everyone feel welcome, valued, and loved. Papa was a hele lewe lang a grower. Not only did he build homes and structures with his hands, and he also built people. Hy het 'n familie gebou wat so gegrond is in liefde, geloof en respek. He built relationships that lasted
laatste dag was hy nooit alleen. Liefde het op ontstaan gemaak. We want to extend our deepest gratitude to Papa's children for the love, sacrifices, and assistance in his last days, and also especially when they reaching his funeral during this difficult time. Thank you for opening up your mind to me. As children growing up, as a child growing up, I got to see how much Papa loved his children. En dit was so mooi om te sien hoe in sy laaste dae sy kinders se huise kom altyd op was. En hulle vir homself het wat hy was. I especially want to thank my mother, Paul, and my father, Malcolm, and Janine, who cared tirelessly for Papa in the last months. Dit was nie moeilik, maklik gewees het. Om Papa siek te sien, om Papa swak te sien, was nooit lekker nie. Janine het oral saam met Papa gegaan. Elke uitdaging saam met hom aangepak. En met hom met geduld en liefde gesorg. Solo wait most of all. To all of his children, because of you, his children, he was surrounded by dignity, comfort, and family until the day end. Ons weet jy uitgaan heel veel sonder Papa daar. Die gesin van jullie swede. Thank you, Prophet Rachel Meyer and Apostle Benito Wota, for standing faithfully with our family in prayer and spiritual support when we needed it most. Ons oprechte dank aan die personeel van Hospitaal en George Mediclinic Hospitaal. A special thank you to Dr. Marble, Dr. Besaidenow and Dr. Carter, who did everything possible to care for Papa. Aan Nurse Gabriel geland. Ons voel beter dat jy op die precies die rechte tyd langs Papa geplaas is. Your compassion and kindness mean more to us than words can express. Our heartfelt thanks also to Father Augustine and St. Peter's and Paul Catholic Church for your guidance, grace, and comfort during this difficult time. Baie dankie aan Unity van Papa's Dome Funeral Services vir hulle deures ondersteuning en professionaliteit. Nie net nou nie, maar oor die jare. Ons kom hulle baie lank te kry. Dankie vir alles. A sincere thank you to Robin Aronson for her support with everything at Olympia High School. To everyone who traveled near and far, who visited, prayed, sent messages, and came today to pay their final respects by Yankee. Your presence reminds us how many lives Papa touched. Above all, we thank God for the years He placed us in Papa. Jaren vol liefde, lach en kostbare herinneringen. In his last days, I had the privilege of thanking Papa for everything. Vandaag zei ik het weer. Dank je, Papa, voor die ongelooflijke mens. Wat hij was. En voor de wat je achterlaat. The structures you built may stand in brick and stone. But the love you built in us will forever stand. Mag ons om hier aan te opbouwen. Met vriendelijkheid, geloof en liefde. Just as you told us. Baie dankie. Maar God, om jij genadelijk oordeel en
en al zijn zondes vergeven. Achter is het die goede Heer om veiligheid te leiden. En die vrede van God onze Vader. En mag om Jan eeuwig gelukkig wees, samen met al die heiligen en die wonen van die eeuwige koninkrijk. Heiligen van God, om om tegemoet, engelen van die Heer. Ontvang zijn ziel en zijn opvoering voor die almachtige Vader. Maar Christus dat hij geroepen heeft, die opneemt aan die engelen die naar de school van Abraham leiden. Ontvang zijn ziel en zijn opvoering aan voor die Allerhoogste. Schenk om je die eeuwige rust beheren en mag je lucht je verderen op ons schijnen. Ontvang zijn ziel en zijn opvoering aan God die Allerhoogste. Vader, ons Heer, ons broer om Jannie en Jan te groeien. Ons vertrouwen dat om Jannie met allemaal wat in Christus gesterven heeft, op die laatste dag door die eeuwige leven opgewekt zal worden. En vereeuwig met Christus zal leven. Ons dank u van moeder voor al die zendingen wat u het om Jannie en zijn leven gestorven heeft. Het bewijs van die vaderlijke zorg en voor ons allemaal. In ons gemeenschap met al die heiligen die Jezus Christus. Heere, hoor ons gebeden, verwelkom ons broer Jannie in die paradijs en jaag ons om elkaar te troost. En die verzekering van die geloof, dat ons allemaal in Christus samenkomen. Om eeuwig bij ons broer te wees, ons Vader die Christus onze Heere. Amen. Ik zal nou die slotzenen doen door Jannie. En al hoop ik op Padre, Hijo del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Abramos pies arrepentimiento para el pecado de la misa del Señor. Y el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mag de Heer met u wees. Ontvang die seën van die almagtige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek sal nou die draad vra om voor te